Goeiemôre. Gister het ons gesien dat ons woorde krag het en dat ons moet reg praat. Vandag kyk ons na hoe ons kan reg lewe. Die beste tyd om volkome eerlik met jouself te wees is in jou stilte tyd, wanneer jy die aangesig van die Here in sy woord soek en naby hom is in gebed. Tyd glip so vinnig verby. Vandag is jy die oudste wat jy nog ooit was, maar ook die jongste wat jy ooit sal wees. Die realiteit van die lewe is dat ons in die Here moet leef eerder as om in die verlede vasgevang te wees oor die toekoms of om oor die toekoms te fantaseer. Dit maak nie saak hoe lank ons het om te leef nie. Die een ding wat ons wel weet is dat dit nie vir altyd is nie. In Filippense 2 vers 5 lees ons: laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hier fokus ons op hoe ons die res van ons lewe moet leef. Ons is deel van 'n gefalle wêreld, maar die goeie nuus is dat as ons een is met Christus, ons deur die Heilige Gees dieselfde gesindheid as ons Here kan ontwikkel. As mens was hy nederig en gehoorsaam aan die wil van God en het hom tot in die einde van sy aardse lewe gedien. Die Bybel leer ons om dieselfde te doen. Ons moet nederig wees en ons oorgee aan die wil van God. Ons moet hom verheerlik deur net soos hy uit te reik na diegene in nood. Ons moet die liefde van God wat in ons is uitleef. Dit is nie altyd maklik nie. Baie Christene ly vir hulle geloof en ander word gemartel en so verruil hulle die kruis vir 'n kroon, net soos hulle verlosser dit ook gedoen het. Daar is geen beter tyd as juis hierdie oomblik om jou hart vir die Heilige Gees oop te maak nie. Laat hom toe om besit van jou te neem en jou na die beeld van Christus te vorm. Hy sal jou die krag gee om 'n Christelike lewe te lei en 'n kroon tot in ewigheid sal jou beloning wees. Kom ons bid saam. Almagtige God, U het deur U Seun Jesus Christus aan ons bewys hoe groot U liefde vir ons is. Mag die Heilige Gees ons help om tot in ewigheid in sy lig te wandel en sy liefde uit te leef. Amen.